Goeiemôre geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Hier is episode 35 en ons kyk hierdie week na Romeine 6 en wat die woord ons daar leer oor ons identiteit in Jesus. Veral met wat gebeur het by die kruis en opstanding rakende ons vorige lewe. En ons sien herhaaldelik dat Paulus ons herinner om anders te dink met die woorde of weet julle nie. Dis asof hy wil sê, weet julle nie. Want as julle geweet het, dan sou julle anders opgetree het. Hy skryf ons verkeerde vrae en verkeerde optrede toe aan onkunde. Hy begin vers 3 met, of weet julle nie. Vers 6 sê hy, aangesien ons dit weet. En vers 9, omdat ons weet. En dan vers 11, so moet julle ook reken. En weer in vers 16, weet julle nie. Kan jy die gemeenskaplike tema hier sien? Ons moet anders dink. Daar's dinge wat ons moet weet en as ons dit weet, moet ons anders dink oor hoe ons altyd gedink het. Ek hoop dit maak sin. God het reeds uit genade alles gedoen wat nodig was en alles voorsien wat nodig is vir ons om 'n lewe van oorwinning te leef. Dis alles reeds behaal aan die kruis en deur die opstanding van Jesus. Maar dis nie outomaties nie. Vir ons om daarin te kan leef, moet ons heel eers dit weet, en dit kom deur die kennis van die woord. En tweedens moet ons dit glo. Paulus skryf in Romeine 5 vers 2, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan. Ons kry deur geloof toegang tot God se genade, tot sy voorsiening, tot dit wat Jesus vir ons behaal het en betaal het voor aan die kruis. Ons kry toegang daartoe deur geloof. Ons het gister gesien, deur genade is ons ou mens gekruisig en begrawe, maar ons moet dit weet en dan moet ons dit glo. As ons dit nie glo nie, is dit heeltemal moontlik om na ons wedergeboorte steeds soos die ou mens te leef. Want ons dink nog soos hy. Ons moet ons denke verander na die waarhede van die woord en dan moet ons dit begin glo. Maar kom ons bid net eers saam voor ons verder gaan. Here Jesus, baie dankie dat daar vir ons aan die kruis en deur die opstanding 'n nuwe identiteit gebore is. Dankie dat 'n nuwe mens saam met U opgestaan het. Wys vir ons in die woord, wat is hierdie nuwe mens se identiteit? Leer ons, Here, dis waarvoor ons hier is. Ons wil leer wat sê U woord vir ons rondom ons nuwe mens. En help ons om nie teen dit te skop nie, maar om dit te vat en te glo. En dat dit ons lewe sal verander. In Jesus naam, amen. Ons het gister gesien dat ons ou mens, ons ou gees, ons ou sondige natuur saam met Jesus gekruisig is en ook saam met hom begrawe is. Maar ons ou mens het nie net saam met Jesus gesterf nie, ons nuwe wedergebore mens het ook saam met hom uit die dood opgestaan. Kyk wat sê Romeine 6 vers 5. Want as ons met Jesus saam gegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. Ons het gelykvormig geword aan Jesus se dood. Maar nie net sy dood nie, ons het ook gelykvormig geword aan sy opstanding. Ons wedergebore gees is gelykvormig aan die gees van Jesus wat opgestaan het uit die dood. Hoor wat staan in vers 8. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Hier is dit weer. Ons ou mens het nie net saam met Jesus gesterf nie, maar ons nuwe mens leef ook nou saam met hom. Hoor wat staan in vers 10. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. Hoor mooi. Jesus het vir die sonde eens en vir altyd gesterf. Een keer se betaling vir my en jou sonde was genoeg. Hy het nooit weer nodig om vir jou sonde te betaal nie. Daardie een betaling was vir altyd genoeg. En so terloops, jy het ook nie nodig om ooit weer vir jou sonde te betaal nie. Daar was een betaling en dit was eens en vir altyd genoeg. En dan sê hy, maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. Nou begin hy vers 11 met, so moet julle ook reken. Wat beteken dit? So moet julle ook reken.
so moet ons ook dink. Wat jy sien, die kwessie is nie of dit gebeur het nie, want dit het gebeur. Die kwessie is, hoe dink ons daaroor? En die woord kom en sê vir ons duidelik, so moet julle ook reken. So moet ons ook dink. Hoe moet ons ook dink? So moet julle ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, ons Here. Ek en jy is dood vir sonde. Wow, wat beteken dit, om dood te wees vir sonde? 'n Vriend van my, Fritz Nel, het dit vir my so mooi beskryf. Sê nou maar daar lê 'n korps, 'n dooie liggaam, wat dood is van kanker. Kan daardie kanker nog iets doen aan daardie korps? Nee, natuurlik nie, want hy is dood. Die kanker wat daar was, het nie meer 'n effek op daai dooie liggaam nie, want hy is dood. Niks kan hom meer affekteer nie, selfs nie die kanker wat hom laat sterf het nie. Wel, so moet ons ook reken. Ons ou mens is dood. Eens en vir altyd. Hy is dood weens sonde en dood vir sonde. Soos daai korps dood is as gevolg van kanker, so is hy ook nou dood vir kanker. Kanker kan hom nooit weer affekteer nie. Maar nie net is ons ou mens dood nie, maar so moet julle ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God en Christus Jesus ons Here. Ons nuwe wedergebore gees, onthou, dis nie ons ou mens wat net weer lewendig gemaak is nie, maar dis 'n nuwe mens, 'n nuwe spesies, 'n nuwe skepsel, seun van God. Ons nuwe mens wat saam met Jesus uit die dood uit opgestaan het, is lewend vir God in Christus Jesus. Wat 'n wonderwerk. Ek hoop hierdie help jou om vanuit 'n ander hoek jou wedergeboorte beter te verstaan. Jou ou mens met sy ou begeertes en verslawing aan sonde is dood. Begin om in lyn met die waarheid van God se woord te dink en begin leef vanuit jou nuwe mens wat een is met God se gees, wat net soos Jesus is in hierdie wêreld. Hou op om sonde bewus te wees. Hou op om te stry oor wat is sonde en wat is nie sonde nie. Raak ontslae van die boom van kennis van goed en kwaad in jou lewe. Dis onbenullig. Jou ou sondige mens met sy sondige natuur is aan die kruis vasgeslaan en begrawe. Wees Jesus bewus. Wees bewus van jou geskenk van geregtigheid in Jesus. Wees bewus van jou nuwe lewe as seun van God. Wees bewus daarvan dat jou gees, jou ware identiteit voor God, dieselfde is as die van Jesus. Wees Jesus bewus. Haal jou oë van jouself af en fokus op hom. Hy is dit werd. Wees Jesus bewus. Here Jesus, help ons om ons selfbewustheid van ontslae te raak. Daai bewustheid van wat het ek gedoen en het ek reg gedoen en het ek verkeerd gedoen. Daai bewustheid van sonde, Here, want dis nie meer wie ons is nie. Ons ou mens is vasgeslaan aan die kruis. Ons ou mens is begrawe. Daar het 'n nuwe mens opgestaan. 'n Nuwe mens wat lyk soos U, wat is soos U, met U geregtigheid. Here, help ons om ons gedagtes te herprogrammeer na hierdie waarheid. Help ons om sensitief te wees vir U inspraak van U Gees, wat een is met ons gees, en dat ons vanuit U Gees sal leef. Dis die lewe wat ons sal transformeer en wat 'n stikkende wêreld om ons sal kan aanraak, sal kan infiltreer en vir hulle 'n verskil kan bring. Here, mag hierdie waarheid vandag inspraak hê in ons lewe. Mag hierdie waarheid vandag ons gedagtes en ons brein infiltreer. Here, ek het nie die regte woorde nie, maar ek bid dat U Gees vandag hierdie waarheid in mense se harte en in hulle gees en hulle gedagtes sal openbaar. Dat daar vir hulle 'n lig as dit ware sal aangaan en dat dit hulle lewens absoluut sal transformeer. Dis nie wat ek bring nie, Here, dis net die lig wat ek op U woord vir hulle bring.
dat u woord die verandering sal bring, wat net u woord kan. Bid dit in die awesome naam van ons Here Jesus. Amen. As jy dalk meer oor ons bediening wil uitvind of met ons wil kontak maak, kan jy gerus na ons webwerf toe gaan by injesus.co.za. En jy kan ook na ons kerk se Engelse boodskappe kyk op ons YouTube kanaal by In Jesus Ministry. Ons podcast is ook aan die gang, so jy kan ook daar by In Jesus Bybelstudie na vorige boodskappe gaan luister. Geliefde disipel van Jesus, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.